Broers en susters, ons is nou al 2 Sondae afgestaan in Lime Acres aan die baie belangrike onderwerp oor die lot van ontroue Christene. En dit is 'n fascinerende onderwerp, omdat dit nie 'n kwessie is van dit wat 'n mens sien by mense wat nie meer kerk toe kom nie, miskien hier en daar teëspoed, miskien hier en daar ander omstandighede, maar as jy gaan praat met predikante, dan kry jy 'n ander prentjie. Dan kry 'n mens 'n insig, 'n kykie werklik in mense se lewens. En die fascinerende van alles, hoe mense stadig aan agteruit gaan, stadig aan van die Here af wegdryf. En die simptome daarvan, die simptome van, eers is dit in verskoning algemeen by mense, wat te doen het met iets wat nou gebeur het in my lewe. En dan as jy begin praat, en jy werk met mense wat by jou uitkom vir probleme, dan kom jy agter dat in baie gevalle, dan het mense al lankal van die Here af begin wegdrywe en eintlik gesoek na 'n verskoning wat nou vir my en ek dink vir mense aanvaarbaar sal wees oor hoekom ek nie by die kerk uitkom nie, en dan wanneer daai omstandighede kom, dan gaan mense nie meer kerk toe nie. Dan as jy 'n jaar of 2, 3 later met sulke mense gesels of hulle kom vir berading, dan het alles verander. Dan is dit nie meer 'n gebeurtenis of omstandighede nie, dan kom daai mense vorendag met 'n filosofie. Kom 'n dag met 'n filosofie. Byvoorbeeld, kom ek gee vir die voorbeeld wat opgeduik in Lime Acres. 'n Man wat sê, die Bybel sê, waar 2 of meer my naam vergader is, daar is ek. Daarom hou ons as gesin Sondag by die huiskerk, want ons is 2 of 3. Daar is die Here by ons. Ons hoef nooit kerk toe te gaan nie. En dis wat jy kry, 'n filosofie. Iets wat mense glo, niemand vir hulle kan sê dis verkeerd nie. Of soos een lidmaat wat by my aangekom het en gesê, Dominee, help my asseblief. Hierdie persoon kom nooit kerk toe nie, maar ek sien hom gereeld. En elke slag as hy by my opdag, dan het hy 'n ander Bybelversie wat hy my meer pak, in takel. In 'n ander verduideliking oor wat hierdie Bybelvers veronderstel is om te sê. Maar so 'n persoon het 'n filosofie gevind in die Bybel. Dit kry jy baie. Bybelverse wat verdraai word, en dan as dit verdraai word, gee dit vir mense sogenaamd die reg om nie kerk toe te gaan nie. Ek moet daar stop, want ek is nou al goed op pad oor daai 2 preke. Ek het gekom oor 'n hele ander onderwerp vanoggend. Uit die aard van die saak dan, as ons gekyk het na ontroue Christene en wat gebeur met hulle lewe, moet ons vir onsself ook duidelikheid kry oor die ander uiterste. Wat is dan die lot van getroue Christene? Och, en dis 'n wonderlike onderwerp. Ek kan preke daarin afstaan, en ek sal seker, want daar is soveel wat die Bybel vir ons gee. Maar die punt is dit, ek moet myself afvra, wat baat dit my om 'n getroue Christen te wees? Daar moet tog een of ander voordeel wees. Ek moet tog vir iemand kan sê, weet jy wat, ek is 'n getroue Christen en daar's my voordeel wat ek daaruit trek. Dis die rede hoekom ek gaan, want dis die voordeel wat ek kry. Met ander woorde, wat baat dit ons? Wat sê die Bybel vir my as Christen kry ek wanneer ek getrou is aan die Here? Verskriklike belangrike vraag, en 'n antwoord wat 'n bilie van 'n mielie is. Baie hope Bybelverse, my broer en suster, wat vir ons vertel oor die voordele van getroue Christenskap. Vandag gaan dan deel 1 van hierdie boodskap, van hierdie onderwerp, en ek gaan afskop, begin met dit wat die belangrikste, dit wat sentraal staan, die nommer 1 voordeel vir alle Christene wat getrou ware Christene is, my broer en suster. En dit is die voordeel van die Heilige Gees. Die Heilige Gees, met ander woorde, om meer spesifiek te wees, die wonderwerk van die inwonende Heilige Gees. Inwonend binne in my, fisies binne in my. Die Bybel sê nie vir ons waar nie, maar net soos jou gewete met jou, kom ons sê nou met praat, nee, jou gewete, as jou, hoe klink dit, as jy jou gewete is, jy moenie, of doen dit, gaan kerk toe, of wat ek al, daar is gewaarwording, nee, dis baie dieselfde met die Heilige Gees, maar dis ander gewaarwordings, dis leiding, moenie dit doen nie, doen dit. Pas op vir dat, pas op vir dit. So dis hulp.
Helper, en dis die een naam van die Heilige Gees in die Bybel, is helper. Nou, waar ons begin by die begin wat betref die Heilige Gees. Jesus wat sy disippels sê, dis beter as ek weggaan, dan kom die Heilige Gees. Ek lees vir u Johannes 16 vers 7. Ek vertel julle, Jesus aan sy disippels, egter die waarheid. Dit is voordelig vir julle dat ek weggaan. As ek nie weggaan nie, sal die Parakleet nie na julle kom nie. As ek egter weggaan, sal ek hom na julle stuur. Parakletos in Grieks is helper, trooster en advokaat. Baie soos die helper soos 'n advokaat jou help. 'n Advokaat help jou as jy beskuldig word van iets om jou te verdedig. Die Bybel sê, die duiwel kla almal van ons aan by die Here. En dan daar waar hy vir ons aankla by die Here, is die Heilige Gees wat dan vir my verdedig as my advokaat. Dis een van sy rolle. So Jesus is die een wat dit aankondig. En hy gebruik 'n skokkende woord, skokkend vir ons, maar verskriklik skokkend was dit vir die arme disippels. Dit is voordelig dat ek weggaan. Dis beter as ek gaan. Hoekom is dit beter? Hulle kon dit nie verstaan nie, en hoe kan jy hulle kwaadlik neem? Jesus doen dan al hierdie wonderwerke. Hy maak mense gesond. Hoe is dit? Hoe kan dit nou voordelig wees dat hy weggaan? Hulle het in elk geval gesuk, sies tog. Hulle het hulle lippe afgelek. Onthou die mense, het almal vir mekaar gesê, onthou julle. Ou Testament het voorspel, daar kom 'n Messias in Jerusalem oor die hele wêreld regeer. En hulle het hulle lippe afgelek. Wie gaan minister van finansies wees? Wie gaan wat wees in Jesus se kabinet? Die disippels. En dan kom Jesus en sê, dis beter as ek weggaan. Nou hoe op aarde verstaan jy dit? Ons verstaan dit perfek, wat ons kyk terug oor 2000 jaar. Dis waar dit begin het, by Jesus se aankondiging. Hy verklaar 'n paar verse verder in Johannes 16, maar wanneer hy gekom het, die Gees van waarheid. So hier's nou die eerste ding wat ons leer van die Heilige Gees. Hy is die Gees van waarheid. En dan die volgende vers. Dan sê Jesus, en hy sal die wêreld oortuig van sonde, geregtigheid, oordeel. Jy hoef vir niemand wat verkeerd is te sê, jy doen verkeerd nie, my broers, dat daai persoon word gebombardeer daardeur. Deur wie? Die Heilige Gees. Hierdie ministers en mense wat so steel, links en regs. Die Heilige Gees het al honderde kere vir hulle gesê, jy mag nie steel nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie steel nie. Hy doen dit vir almal. Hoekom? Dat niemand eendag op die oordeelsdag kan sê, ek het nie geweet nie. Daar's baie mense wat geleef het en doodgegaan het sonder hulle ooit van God gehoor het. Hulle weet nie van die bestaan van 'n Bybel nie. Dink maar aan primitiewe stamme in die Amazone in Suid-Amerika. Daar's vandag 'n stam op 'n eilandjie nie ver van Suid-Korea af nie, wat mense nog nooit by was nie. Hoe kan jy vir hulle wat doodgaan, wat nie geweet het van die Bybel, nie geweet het van God, hoe kan hulle hel toe gaan? Hulle kan mos nie daarvoor help. Die Heilige Gees kom, Romeine 1 en 2, en vertel vir daai persoon binne sy stammetjie, werk die Heilige Gees alreeds om vir almal te oortuig wat is reg en verkeerd. En daarvolgens gaan die Here oordeel. Die Heilige Gees vertel almal in die wêreld wat is sonde, wat is verkeerd, geregtigheid, wat is reg, en oordeel. Daar's 'n prys wat vir jou wag. Daar's 'n oordeel. Goed, ek wil nie verder op daai onderwerp ingaan nie. Die punt is net, die Heilige Gees het dan gekom op Pinksterdag uitgestort, Handelinge 1 en 2. Hier kry die hele kerk, 140 min of meer van Jesus se disippels se volgelinge het agtergebly, en hulle praat almal in verskillende tale. Daar kon die Heilige Gees in die begin 'n invloed uitoefen op mense. Die mense kom saam, dis 9 in die oggend, party mense sê hulle is dronk, maar ander sê, daar hoor ek my eie taal. Onthou, in daardie tyd, Pinksterdag, was Jode wat verspreid was oor die wêreld, het gewoonlik saamgekom Israel toe vir daai fees. Dit was 'n baie belangrike godsdienstige byeenkoms. En baie van hulle kom uit lande waar al daai lande se tale leer praat het. Arabies, Grieks, wat ook al. En skielik begin hierdie disippels, wat almal net een taal ken, in ander tale praat. Dis 'n wonderwerk. Dis die eerste effek, uitwerking van die Heilige Gees op mense. Broer en suster, in die geheel,
Slegs die Heilige Gees kan vir my en jou die groot, geweldige, ryk skat van God se rykdomme by jou uitbring. Net hy. Slegs die Heilige Gees. Alles wat vir my wag, wat die Here my mee gaan seën in my lewe, kom na my toe via die Heilige Gees. Al my gebede gaan na God toe deur die Heilige Gees. Hy is die een wat dit vat. Dis hoe ek seker is, die Here weet wat ek bid. Die Bybel sê die Heilige Gees gaan na God toe en hy tree vir ons in met kroone. Kroone. Wat is kroone? Kroone is emosie. Wat kan dit nou help? Die Heilige Gees kom by die Here aan en sê, wel, Frikkie gaan bietjie weer moeilike tyd, hy raak nou oud en hy is bekommerd oor dit en wat ek al so en dis dit. Wie die Here vir my is dit net woorde gaan gee, as daar net 'n woordelike verslag is by my. Maar as die Heilige Gees het die vermoë om my emosies by God uit te bring. As ek ingekrap is oor iets, dan weet God presies hoe ek ingekrap is ek. Jy kan nie vir hom sê, jy weet nie hoe ek voel nie. Dis wat die Heilige Gees doen. Die Heilige Gees is die Here se instrument in my lewe, verlossing en seën. Alles van dit. Al die voordele wat vir my opgesluit lê in my hele lewe, kom na my toe deur die Heilige Gees. Alles wat die Here doen en gee, kom deur die Heilige Gees. Nou, broers en susters, moet ons eers die bus parkeer. Ons moet verstaan hoe dinge in mekaar steek. Ek het al vir julle daarvan vertel, ek weet nie hoeveel keer nie, maar as ek dit herhaal het, is dit eintlik goed. Want dis iets wat ons almal moet besef en onthou. Die begin van alles, Genesis 3, Adam en Eva sondig. Die Here sê, ek verdra nooit sonde in my teenwoordigheid nie. Loop. Hy skop hulle by die tuin uit. Hulle is in die veld, daar gaan hulle. Die Here het die mens gemaak om by hom te wees. Ek wil dit 50.000 keer sê. Die Here het die mens gemaak om by hom te wees. Jy sal verstom wees hoe graag die Here elke dag by jou wil wees oral. In ons taal is dit, die Here is mal oor ons, om dit respek te sê. Dis sy liefde wat dit aan hom doen. En hier is die mense weg. Hy het hulle gemaak om by hulle te wees, daar gaan hulle. Kry ek hulle terug? Verlossingsplan A. Om kortliks op te som. Ou Testament, verlossingsplan A. Die Here bring 'n volk tot stand, toe hulle 2, 3, 4 miljoen was, bring hulle uit Egipte uit, en in die woestyn gee hy vir hulle die wet, en oor die 600 regulasies. En hy sê vir hulle, doen hierdie regulasies, dan sien ek jou. Dan jy reën vir jou oeste, en jou bome, en jou vrugte, en jou olywe sal groei, alles sal goed wees, jy sal goed wees, jy sal kinders hê, julle sal gesond wees, ensovoorts. Gaan lees Deuteronomium 27, 28 daar rond. 'n hele lys van seëninge. Iets ongelooflik. Doen daai regulasies, dan kan ek na jou toe kom. Dan is jou sonde vergewe, elke sondag pad jy 'n lammetjie of 'n bokkie of 'n duifie na die kerk toe, dit word geslag, jou sonde is vergewe. So kom hy. Jou sonde is vergewe, nou kan die Here, dis uit die pad uit. Dis uit die pad uit, sien jy? Die Here wil net die sonde uit die pad uit hê. Dan is dit by jou. Die sonde is uit die pad uit. Die sonde keer die Here weg van ons af. Dis hoekom as ek sê, Here, vergewe my sonde, dan sê die Vader, hier sê, as ware met respek gesê. Dis is nie weggeruim. Ons dink nog aan ons sonde, môre gaan ek dit weer doen, Here, oormôre gaan ek dit weer doen, my sonde sleep ek soos 'n ketting wat aan my been vas is met 'n groot gewig deur die lewe. En jy voel sleg, jy voel veroordelend. Hoe kan die Here nou wees ek sonde gedierig? Nee, my broers en susters, Jesus het betaal vir daai sonde. Hy het betaal vir daai sonde. Die Here kan dit nie teen jou hou nie. Ek het gesê, vergewe my. Elke slag, elke dag uitgevee. Jy kan nie teruggaan en sê, Here, oor eergister se sonde nie. Die Here sal met respek vir jou sê, dis weg. Hoekom praat jy daarvan? Ek kan praat oor môre se, ja, dis 'n ander saak. Ja, daaroor wil die Here hê ons moet praat. Maar dis 'n ander onderwerp. Ek dwaal 'n bietjie af. Verlossingsplan A, Ou Testament, die wet en die regulasies. Doen dit
en gaan betaal vir jou sonde met jou diertjie wat jy offer elke Sondag. Dis als dollies. Dit het nie gewerk nie. Toe kom ons by die Nuwe Testament tyd en daar is 'n man met die naam van Paulus. En hy het gesê ek was perfek in die wet. Die kerel was 'n ander man gewees daai. Baie getrou. Hy het gesê daar's niks van daai 615 dink ek regulasies wat ek oortree nie. Nie enkele een nie. En weet jy wat gebeur toe? Toe wys die Here vir hom, wat gaan in jou kop aan? Toe skrik Paulus. Toe sê hy, o, wat help dit? Wat help dit? Ek doen al die regulasies en in my kop sondig ek links en regs. Sien? Dis hoekom regulasies maak nie van jou 'n beter mens nie. Die Here moet hier kom. Dis waar die probleem lê, die sonde in my lewe. Toe kom hy en hy stuur vir Jesus plan B, betaal vir my sonde, nou is alles uitgewis, daar's niks tussen my en die mense nie. Sonde is betaal voor, maar dis nog nie die antwoord nie. Wat van jou kop? Aha, toe stuur die Heilige Gees om binne in jou te kom bly en hy begin jou kop skoonmaak. O, yes, man. Hy begin jou kop skoonmaak. Daar waar die wet nie kon nie, verlossingsplan B. Nou, hoe kan die Here jou kop skoonmaak as die Heilige Gees nie binne in jou is nie? En dit bring ons by die Heilige Gees en die absolute belangrikheid daarvan. Die Heilige Gees. Romeine 8 vers 9. Julle is egter nie in die vlees nie. Paulus skryf vir daai mense, nuwe Christene, maar in die Gees. In die Gees bedoelende, julle is in die Heilige Gees, julle is deel daarvan. As naamlik die Gees van God in julle woon. Nou, maar as iemand die Gees van God, Christus nie het nie, die behoort nie aan hom nie. Dit maak perfek sin. Dis die vervulling of die voltooiing van God se verlossingsplan. Ek wat sê, dankie God die Vader, Here, vir die vergifnis van my sonde deur Jesus se dood. Nou gee vir my die Gees. Want as ek die Gees het, dan is ek absoluut volkome, dan het sy verlossingsplan totaal al gekom en vervul in my lewe. Kan u sien? Dit maak my 'n Christen. Dit maak my 'n kind van God. Die Heilige Gees. Nou, ek haas my om hierdie versie te lees. Lukas 11 vers 13. As julle dan wat sleg is weet om goeie gawes, sleg in die sin van sondig. As julle dan wat sondig sleg is weet om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal die Hemelse Vader die Heilige Gees gee aan die wat hom bid? Vra net, dis gratis. Vra net, in hemelsnaam vra net. As daar net een ding is wat gebeur vandag, as dat toch net, ek sê my al nie vir myself, as daar toch net een persoon is wat sê, ag Here, gee toch vir my die Heilige Gees. Vra net. Die begin alles. Dan begin alles. Nou kyk ons na wat gebeur. Wat gebeur nou? Jy's gebid en gevra, en skielik kom jy agter, jy's anders, hier's iets anders aan die gang. Die Heilige Gees begin werk in jou lewe. Dis onmoontlik om die Heilige Gees te hê, my broer en suster, onmoontlik, want hy werk. Hy werk in 'n tempo wat ons nie een van ons kan vat nie. Hy is altyd daar en sê, kom. Wat gebeur met die Heilige Gees in jou lewe? Daar's hope. Ek kan 12 preke preek oor wat die Bybel vir ons sê oor die Heilige Gees, my broer en suster. So, die beste plek is om te begin vir my is Galasiërs 5:22. Maar die vrug van die Gees, die Bybel gebruik dan alternatiewelik Gees vir Heilige Gees, partykeer Heilige Gees, partykeer Gees vir Heilige Gees, partykeer Gees van Christus vir Heilige Gees, verskillende name, maar dis dieselfde Heilige Gees. Die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid. Lankmoedigheid is geduld, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Sê, pas jou foon, neem 'n foto. Dis die foto van 'n Christen. Dominee. Dis nou nie ek daai nie, as ek moet eerlik wees. Nee, natuurlik nie, is niemand van ons. Maar dis, nou wys ek vir jou hoe lyk die Heilige Gees. Nou wys ek vir jou hoe lyk sy werk.
Die vrug van die Gees. Daar's 9 eienskappe wat ek lees in daai lysie, 9. Maar dis nie 9 vrugte nie. Belangrik, dis een vrug. Dis een persoon wat alles doen. Alles. Die totale werk van die Heilige Gees is alles. Nie sommige en party en miskien wat ook, dis als die vrug van die Gees. Die Here trek as ware die gordyn weg, sodat ons kan sien hoe lyk my lewe as getroue Christen. Hoe lyk my lewe wat die Here vir my wil gee? Verniet, gratis en verniet. Wat hy vir my net so sê, daar's dit by jy, vat net frikkie, vat nie. Daar's die lewe wat ek vir jou wil gee. En dis die lewe wat ek moes ontdek. Ek praat met u met alles van ondervinding. Jessie, is 'n wonderlike onderwerp hierdie, ek raak so opgewonde. Waar is ek nou? Dis die resultaat, hierdie vrug is die resultaat van die Heilige Gees se teenwoordigheid in 'n Christen se lewe. Dis wat gebeur wanneer hy in jou lewe begin werk. Al hierdie 9 eienskappe kom voor in die lewe van 'n getroue Christen wat die Heilige Gees teenwoordig inwonend in sy of haar lewe is. Nou, kom ons gaan 'n stapie verder. As jy kyk na daai lysie, sal jy vir my sê, Dominee, maar ek het van daai goed. En kom ons kyk. Liefde? Wie het liefde? Ja, ons het liefde. Het al liefde. Ek het lief vir my man, ek lief vir my vrou, ek lief vir my kinders. Hulle maak my kwaad baie keer. Ek lief my vriende. Lief, ons het liefde. Ja, reg. Miskien het jy blydskap, so 3 uit 10. Vrede, 1 uit 10, tussen my en jou doen. Lankmoedigheid geduld, 0 uit 10 doen. Vriendelikheid, 5,5. Goedheid. Wel, so uiterlik 8 uit 10, maar binnekant weet ek is nie so 4. Kan jy sien, ons het van daardie eienskappe. So wat ek daarvan het, kan ek dan met ander net meer kry. Ja en nee. So dis die eerste ding wat hy Gees wil doen. Hy gee vir my meer. Nee, hy gee vir my 'n ander ding. Kom ons vat liefde. Kom ons staan stil by liefde. Die vrug van die Heilige Gees is liefde. Ons het wel liefde vir die wat ons liefhet. Hy maak ons liefde volkome. Die Heilige Gees kom met God se liefde, met God se blydskap, met God se vrede, met God se lankmoedigheid, met God se vriendelikheid, met God se goedheid, met God se getrouheid, met God se sagmoedigheid, met God se selfbeheersing. En elkeen van hulle wat van God afkom is self. En kom ons praat 'n bietjie oor jou liefde. Hoeveel vyande het jy lief? Hoeveel van jou vyande is jy lief voor? Hoeveel van die mense wat jy nie kan verdra nie, is jy lief voor? Hoeveel van die mense wat jy nie hou nie, is jy lief voor? Die mense wat jy by werk, wat jou kies en al, hoe lief is jy vir hulle? Dis die maatstaf van die Bybel, sê die Here, jy moet jou vyande lief hê. Dis die liefde wat God van praat. Myne nie. Maar dis 'n begin. Hier as die Bybel sê, watter loon het julle weg, as julle lief het vir die wat vir julle lief is? Aha. So, wanneer die Heilige Gees na ons toe kom met hierdie vrug, my broers, dis 'n spieël wat vir my gegee word. Die Here gee vir my 'n spieël en sê, kyk in daai spieël. Hoeveel liefde sien jy? Hoeveel blydskap? Wees eerlik met jouself, niemand hoef te weet nie, antwoord net vir jouself. En dan as ek in daai spieël kyk, sien ek my tekortkominge. Ek sien hoe kort my liefde is. Dis net so lank. Ek sien net hoe kort my geduld is. Doen net dit as dit ongeduld. Ek sien my soos ek is en ek sien my in my gebrekenheid. In my boksie, my ou klein boksie. Dan kom die Here en hy gee vir my daai goed wat perfek is. Hy gee vir my die liefde wat ek my vyand kan lief hê. Ek het 'n insident gehad. Kon jy dit vertel? Dis daai jaar, tweede laaste jaar, toe hou ek op swat geld op. Toe sê my swaar, ek het 'n woonstelkompleks gekoop en Vanderbijl kom bestuur die plek vir my. Ek gewoon die mooiste woonstelkompleks in die hele Vanderbijlpark. Niet. En buite die muur van die kompleks was daar nou so 'n strook gras. Kom ons sê so 3 of 4 meter reg rondom die plek. Pragtig stuk gras.
En ruggies waar, die mense loop oor die gras. Ek kom daar aan, toe is daar 'n hele paadjie oor die gras. Nou is ek vies. Doch, wat sal ek doen? Okay, ek weet wat ek gaan doen. Ek gaan dit bord maak, jy weet, 'n teken soos met hierdie huisverkope bord met die 2 penne. Ek maak so een, ek vind uit wat hulle taal is, wat hulle praat. Ek dink dit was Sotho wat ek al, en ek gaan na 'n persoon toe, ek sê vir my, vertaal vir my, skryf vir my neer in Sotho, moet asseblief nie op die gras loop nie. Gaan ons vertaal, en daai woorde sit op die bord. Dat as jy die bord sien, dis hy onmiddellik kan hy lees. En ek sit die bord bo die paai. Plant hom in die grond. Toe by die huis. Ek kyk hier van bo af. In die oggend, hier kom die mense in die paadjie af, oor die grasberg. Stop hulle. Lees hulle die ding, gat hulle om die ding, loop hulle verder in die paadjie af. Volgende een, stop by die bord, lees wat op die bord is, gaan aan die linkerkant van die paadjie. Dit het almal gedoen. Almal van hulle, wat by die paadjie loop, oor die gras, wat al doodgeloop is die gras, as hulle by die bord kom, al verskil tussen hulle, party gaan linksom, en die ander gaan regs. Nou kyk ek mense so en ek is vererg. En toe kom het die stem van die Heilige Gees by my. Hierdie mense het nie grasperke in die lokasies nie. En toe laat hy my lokasie toe gaan in Van der Bijlpark. Dit was 'n nuwejaars partytjie in die woonstelblok en hy het uitgenooi. En toe moet die mense, toe het hulle nie vervoer nie, toe vat ek hulle lokasie toe. Daar's nie gras nie, daar's grasperkies, maar dis binne in mense se huistuine. Nie buite waar jy loop. Buite waar jy loop, is dit 99% grond in gate en miskien 1% teer met daai een enkele teerstraat wat miskien deur die lokasie loop. Toe besef ek, die mense was nie soos ons deur ma's en pa's geleer, jy loop nie oor grasperk nie. Jessie, en toe ek dit besef, alles gebeur so in sekondes. Toe verdwyn en verdamp my verergdheid. En dit word vervang met simpatie. Hoe op aarde kan ek anders as 'n lewende wese wat God in my lewe het, as om jammer te voel vir daai mense, want hulle het nie wat ek het. En daai deur wat die Here oopgemaak het ek gesien baie van hierdie mense se optrede, dit kom uit 'n verlede van ontnemendheid. Daar is niks nie. Daar was nie 'n pa ma wat my gesê het, moenie moet, 'n verduideliking. 'n Mensdom daar buite, broer en suster, wat ontnemend groot word. 80%, ek raai, van dit wat ek het as 'n mens, van wat ek moet doen en nie doen nie, is nooit aan hulle vertel nie. En daar voel ek absoluut soveel simpatie, en toe die simpatie kom in my vul, toe kom die Heilige Gees en hy gee vir my liefde. Liefde. Van daai oomblik af is ek lief vir daai mens. Wanneer ek na hom kyk, sien ek op soveel wat hy nie het nie. 'n Mens wat ontneem is, wat soveel voorregte wat my gegee is in my ouerhuis, nie het nie en nooit sal hê nie. God se liefde, God se liefde, God se liefde. God se liefde wat kyk na wat aan. Die pyn, die hartseer, dit wat ek nie het nie. Die Bybel sê, die Here laat reën oor almal wat vir hom lief is en nie lief is nie. Dan kry ek God se liefde. Yes. Dan kan ek my vyande lief hê. Die ingang na die woonstelkompleks, dit was so 'n cul-de-sac, doodloopstraat. Jy kom so en as dit net so 'n ronde areaatjie, en deel van die sirkel is die hek wat jy inkom. En op 'n dag kom daar 'n man, dan loop ek rond, dan kyk ek als reg as ek inspekteer, en die kom die man, hy stop. En in plek van dat jy nou so op die ronde sirkel, so met die kant van jou kar teen die sirkel, né? Kom hy met sy neus teen die sirkel. Nou kan mense nie ry nie, want hier's 'n ingang, as daar 'n besigheidsblok wat daar ingaan is, hy blok mense. En ek kyk so en ek word eers kwaad.
En toe kom dit net weer. Waar kom hy vandaan? En toe kry ek sagmoedigheid. Verdwyn dit net. Toe voel ek net sag teenoor die man. Hy kom terug, ek staan al, hier kom hy terug. Ek sê, en praat ek Engels, want ek respekteer sy heel waarskynlike keuse van Engels en praat van Afrikaans, so ek praat Engels, en ek respekteer hom, ek sê, excuse me sir. Ek hou daarvan om mense te respekteer. Dis wat die Here doen met mense, of dit nou 'n petroljoggie is of 'n minister, dis nog steeds sir vir my, want jy's in die beeld van God gemaak. Ek sê, excuse me sir, if you park like this, people can't, whatever. En hy snou vir my toe. Wie die duiwel is ek om vir hom te vertel wat om te doen? Net so. En hy loop met sy kar toe en maak die deur oop. Ek staan daar en ek is stom geslaan. Nou weet ek nie wat om te sê nie. Maar ek kan nie kwaad wees nie. Ek kan nie kwaad wees nie. Ek kan nie reg om kwaad te wees nie. Want die Here het my natuurlike woede in so 'n geval vervang met 'n liefde wat omgee. Ek gee om vir jou. Dis nie wat ek het nie, dis nie wat my ma en pa in my ingeneek het nie, dis wat die Here vir my gegee het. En hy stop by die kar deur, en hy draai om, hy kom na my toe, steek sy hand uit. En ek skud sy hand. En hy sê vir my dit. Hy sê vir my in Engels, keep up the good work. Keep up the good work. Jy doen wat reg is, moenie ophou daarmee nie. Liefde. Kom staan stil by liefde, ek wil uitkom by die pragtige gedeelte oor liefde, 1 Korintiërs 13:4-7. Die liefde is lankmoedig en vriendelik. Die liefde is nie jaloers nie, die liefde praat nie groot nie, is nie opgeblaas nie, hoogmoedig nie. Handel nie onvelvoeglik nie, ongemanierd nie. Soek nie sy eie belang nie, word nie verbitterd nie, reken nie kwaad nie toe nie, is nie bly oor die ongeregtigheid nie, maar is bly saam met die waarheid. Bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles. Dit is 'n gedeelte om te lees in 'n preek te doen vir mense wat trou. Maar broers en susters, wat 'n ontgoochelende teks. Dis 'n spieël. Is nog 'n spieël. Dis 'n spieël. As ek dit lees, dan vergelyk ek tog my liefde. Hoe jaloers is my liefde, hoe lankmoedig en vriendelik. Daar is 'n spieël, 'n foto, neem 'n foto met jou foon van God se liefde. Dit is wat die Heilige Gees in my lewe inbring. Ek het nou maar gefokus op liefde. Net om vir u te wys waar die beperkinge van my liefde is, hoe my liefde vergelyk met God se liefde, om te sien wat wil hy vir my gee. Wat wil hy vir my gee? Broer en suster, die lewe wat ons het as mens, is 'n klein persentasietjie van die lewe wat die Here vir my op hierdie aarde wil hê. Jesus het kom sterf aan die kruis, dat ek volkome mens kan word. Daar's plekke en ruimte vir mens wees vir jou, wat jy nie sal glo wat jy nog kan by uitkom nie. Gaan nie huis toe en kyk na hierdie twee gedeeltes, en sê vir jouself, hoe gaan ek wees as mens, as daai goed in my lewe is? Liewe magtig, excuse me. Dit kan 'n ander mens wees. En dis verniet. Absoluut verniet. Die Here kan nie wag om vir jou te gee nie, maar jy moet vra, jy moet vra. Jy moet vra. Ek moet haas, waar is dit nou? Die Heilige Gees gee blydskap, my broer en suster, wanneer jy nie rede het om bly te wees. Hy kom aanvul, hy gee wat jy het, liefde, en hy gee vir jou meer. Hy gee wat jy het. Kom ons gaan terug, waar is ons Galasiërs? Sê maar jy het blydskap, hy gee vir jou meer. Maar afgesien daarvan, dat die Heilige Gees vir jou meer gee, en wat hy vir jou meer gee, is perfek, gee hy vir jou, wanneer jy dit nie self kan kry nie. Dis die lekkerste van alles.
Wanneer ek kwaad is vir iemand, nie in staat is om op hierdie punt op enige manier in my krag liefde teenoor die persoon te voel in my hart nie, kom die Here en hy gee vir my liefde. Hoe doen hy dit? Hy wys vir my dit wat hy sien. Dit wat hy sien. Net soos hy in my inkyk en hy weet waar kom my sondes vandaan, my swak plekke, en die Here is vir my altyd jammer. Hy sê vir my nie elke kind, vir elke mens op die aarde, my kind, ek het jou nie gemaak om so te wees nie. Nooit nie. En ek gee vir jou, wat jy as mens, en almal as mense verloor, daai dag toe Adam en Eva uit die tuin uitgestap het. Hier is dit, hier is dit, hier is dit. Blydskap wanneer jy nie kan nie. Vrede wanneer jy jou vasgedraai voel in bekommernisse, wanneer jy magteloos is. Geduld wanneer jy die eerste een is om te erken, ek het nie geduld nie. Ek het nie geduld gehad nie. Wat doen die Here toe? Toe bid ek vir geduld. En wat doen hy toe? Toe kom ek uit. Ek dink is 'n tyd toe ek 'n klomp mediese toetse moes doen van een dokter na die ander vir my mediese versekering. Ek is nie seker nie, maar dit het gebeur, ek moes by die een dokter na die ander kom. Maar kom maar by dokter A, maak die deur kom in. Yes, maar is baie mense. 2,5 uur later is dit my beurt. En ek het daar gesit en ek kon net nooit ongeduldig raak. Skielik was nie al die geduld in die wêreld. Ek was rustig vir 2,5 uur lang. En toe het weer gebeur, en weer gebeur en weer gebeur. En nou het ek permanent geduld in my lewe. Partykeer sal ongeduld kom klop, dan sê ek net, gaan dit weg. Hy gee vir jou wanneer jy dit nie het nie. Meer perfek en wanneer. Ek is amper klaar. Dink bietjie hoe jy sal voel as jy al hierdie lewenskwaliteite in jou lewe het. Hoe gaan dit voel om die Here se volkome liefde te ervaar? Jy word 'n bly mens, uit die bloute uit. In jou gemoed heers vrede, wanneer vrees opdaag, kom vrede sommer net. Skielik het jy oor genoeg geduld. Jy kry dit half eintlik nie meer reg om ongeduldig te wees nie. Vriendelikheid, dis net daar. Skielik, wanneer dit daar moet wees, is jy vriendelik. Om 'n goeie mens te wees, word net 'n heerlike ervaring. Om 'n goeie mens te wees. Getrouheid word 'n absolute eienskap van jou as persoon. Jy kan nie meer anders as om getrou te wees nie. Sagmoedigheid word 'n heerlike ervaring. Weet jy hoe lekker voel dit as 'n mens sag is teenoor ander mense? Vrouens sal vir my kan sê, ja, Dominiek weet. Die Here het jou so gemaak. Mans, man sukkel daarmee. Ek gaan afsluit om vir jou 'n geheimpie te vertel. Die Here het mans en vroue geskape. En die vrou het sekere eienskappe wat haar uniek vrou maak, en die man het sekere eienskappe wat die man uniek vrou maak. Die twee verskil van mekaar. Hulle is heeltemal anders. Een noodsaaklikheid dan vir 'n man en 'n vrou om te trou is om mekaar te leer verstaan en ken, sodat daar harmonie is in die huwelik, nie waar? Maar hoe langer jy as Christen die Heilige Gees toelaat in jou lewe om jou te help, hoe meer gee hy vir jou dit wat jy hier gelees het, hy gee ook vir jou al hoe meer van die ander geslag se eienskappe. Vir 'n man, hart, kragtadig. Dis hoe die Here man gemaak het, lei, beplan, voorsien. Dis die man, as ek kort kan opsig, min of meer die man se persoonlikheid. Hy gee vir die man van die vrou se sagtheid. Hy gee vir die man van die vrou se geduld. Wat baie meer geduld. Jy moet hê, die Here het jou so gemaak om 'n kind in die lewe te bring en vir kinders te sorg, moet jy 'n klop geduld hê. Dames, klop geduld hê. Hy gee vir jou van dames, vrouens se geduld.
So jy word al hoe meer volkome, soos God is volkome. In God is alles wat is op hierdie aarde en alles wat mannelijk is. Dit als in hom. Als in hom. Hy het net gesê, ek gaan die helfte hiervan vat en ek gaan dit in 'n vrou sit en die ander helfte in 'n man sit. Vir 'n baie goeie rede, want dis 'n onderwerp van 'n ander dag. Ek gaan nie daarby uitkom nie. Ek dink maar nie daaraan oor die kwessie van sagmoedigheid. Ek sluit af. Dit word 'n heerlike ervaring om selfbeheersing te hê. Hieroor kan 'n mens opgewonde raak. My broers en susters, dit is die begin, die opening en ook die funksionaliteit hoe die Here in ons lewe vir ons beloon. Die voordeel van 'n getroue Christen is die voordeel van 'n lewe wat al hoe meer volkome raak. 'n Lewe wat al hoe meer word soos die mens, die Here die mens bedoel het om mens te wees. Ons word mens al hoe meer soos Adam en Eva in die tuin was, toe hulle volkome mens was, geen sonde, geen niks nie. Die Here vat ons almal soontoe terug. Dit is die vernaamste en die grootste en die oorkoepelende voordeel wat wag vir getroue Christene. Ons moet die Heilige Gees in ons lewe inkry deur net te vra. Amen. Hemelse Vader, dankie Here. Wat 'n wonderwerk dat U 'n mens kan vat en vir ons so ryk maak aan dit wat ons so arm aan is. U kom nie net om te voltooi daardie bietjie wat U vir ons gegee het nie, Here. U kom om dit perfek te maak, want U gee vir ons U sin, en U sin is perfek. Perfek. En al wat U vir ons vra, elke dag as ons opstaan, Here, laat U wil geskied. Die Heilige Gees heers in my lewe. Amen. Dat dit die gebed van ons hart sal wees. Hierdie oomblik, hierdie dag. En dat ons die Here op die proef sal stel en kyk, wat gebeur met my in hierdie jaar? Hoe kan die Here van my regtig 'n meer volkome mens maak? Meer volkome toegerus, gelukkig en suksesvol. In Jesus se naam. Amen.